bekommerd. Mama, wat gaan ons eet? Wat gaan ons sonder pappa doen? Die 10-jarige seentjie het moeilik gesluk aan die pap wat sy ma vir hom ingeskep het, terwyl hy heeltyd na die leesstoel oor kan die tafel sit en kyk waar sy pa altyd gesit het. Hoe lank gaan pa in die tronk wees? Charles se pa was tog 'n goeie man. Sy enigste oortreding was die feit dat hy skuld gehad het en dit net nie kon betaal nie. Mama, beteken dit dat ons gaan nou bedelaars word? Mevrou Dickens het haar troostende arms van hoop om haar seun se bewerige skouers geslaan en hom 'n stywe drukkie gegee. Nee, my kind, het sy geantwoord, God sal ons help, ons moet net glo in sy beloftes. En natuurlik was ma reg. In die begin moes Charles na die plaaslike pandjieswinkel gaan en die meeste van hulle meubels verkoop net om geld te kry, sodat hulle 'n bietjie kos kon koop. Daarna het die dag gekom waarin hy al 10 sy boeke moes verkoop. Charles het later in 'n onderhoud vertel dat dit gevoel het of sy hart letterlik daardie dag gebreek het. Toe kom die tyd waar daar regtig niks meer was nie en Charles moes 'n werkie gaan soek het. Hy het in 'n skoenfabriek gewerk waar hy plakkers op bottels geplak het. Vir daardie rukkie het hy in haaglike omstandighede gewerk met rotte wat oral skarrel en dit vir $1,50 'n week. Maar die geld was genoeg om hulle deur te dra totdat pa uit die tronk uitgekom het. Met pa wat terug was, het dinge normaal geraak, beter geraak. Charles kon terug aan skool toe en het aan die einde van die dag vir 'n prokureur gewerk as 'n assistent en in die aande het hy begin om stories te skryf. Alhoewel Charles Dickens daarna baie beroemd geword het, het hy nooit van daardie jare van swaar kry vergeet of hoe God hom en sy familie gehelp het nie. Daardie kinderondervindings het hom gehelp om meesterstukke soos David Copperfield en nog 15 ander verhale te skryf. Vandag verkoop Charles Dickens se boeke die meeste in die wêreld naas die Bybel en William Shakespeare se werke. Alhoewel hy so beroemd was, het hy nooit die belofte in Psalm 37 vers 25 vergeet nie. Ek is nou al oud, maar ek het nog nie gesien dat mense wat reg voor God leef, ooit alleen is nie. Nêrens staan gelowiges op straathoeke en bedel nie. Hulle kinders gaan slaap nooit honger nie. Kind van God, vanaand wil ek vir julle sê, God hou sy beloftes. God het aan die beloftes van Charles Dickens en sy familie al daardie jare terug in Engeland voldoen. En net so sal hy aan jou beloftes voldoen. Jy moet maar net vra.